Vandag kyk ons na iets werklik verstommend, 'n chirurgiese tegniek wat alles verander het. Ons praat van 'n manier om die liggaam se allerbelangrikste slagaar reg te maak, maar van binne af. So kom ons begin met 'n vraag. Wat sou jy doen as jou liggaam se hoofslagaar, die een groot pyp wat bloed na alles toestuur, op die punt was om te bars? Klink nogal erg, né? Wel, dis presies die realiteit waarvoor mense met 'n aorta-aneurisme te staan kom. Goed, so hier is ons padkaart vir vandag. Ons gaan eers kyk na presies hoekom die aorta so 'n gevaarsone kan wees. Dan die ou roue manier van dinge doen oop herstel. Daarna die binne-na-buite revolusie wat alles kom verander het. Ons sal ook kyk na pasgemaakte oplossings, die verskillende metodes kop aan kop vergelyk en dan eindig ons met 'n blik op wat die toekoms inhou. Kom ons spring weg. Reg, eerste ding eerste, die aorta se gevaarsone. Om hierdie hele storie te verstaan, moet ons eers weet hoekom hierdie spesifieke slagaar so ongelooflik belangrik is. Die beste manier om hieroor te dink is regtig soos 'n supersnelweg, maar vir jou bloed. Die aorta is daardie massiewe hoofpyp wat direk uit die hart kom en dan vertak om vars, suurstofryke bloed na letterlik elke hoekie en draai van jou liggaam te stuur. As daai snelweg toemaak, wel, dan stop die hele verkeersstelsel. Maar soos enige snelweg kan dinge lelik verkeerd loop. En in hierdie geval is die probleem 'n aorta-aneurisme. Dis 'n stille, gevaarlike uitbulting in die wand van die slagaar. Stel jou 'n ballon voor wat al hoe groter en groter word. Die wand van die ballon word al hoe dunner, al hoe swakker en as dit bars, is die gevolge meestal katastrofies. En jy dink dalk dis seker baie skaars, né? Maar kyk hierna. Die syfers wys dat ongeveer 10.4 uit elke 100.000 mense elke jaar 'n torakale aorta-aneurisme ontwikkel. Dis nie 'n klein getal nie. Dis 'n ernstige mediese uitdaging wat dokters reg oor die wêreld in die oë staar. So, die vraag is, hoe het hulle hierdie tikkende tydbom in die verlede hanteer? Wel, dit bring ons by wat ons die ou manier noem, oop herstel. En daai subtitel, die hoë risiko operasie, sê eintlik alles wat jy moet weet. En luister net hierna, dis 'n direkte aanhaling uit die navorsing. Dit beskryf hierdie operasie as een van die mees tegnies en fisiologies veeleisende operasies wat uitgevoer word. Dis nie sommer net 'n vinnige prosedure nie. Ons praat hier van 'n massiewe chirurgiese uitdaging. En daai uitdaging bring ongelooflike groot risiko's saam. Kyk net na die syfers. Binne 30 dae na die operasie, 'n sterftesyfer van tot 20%. Dis 1 uit 5 mense. Dan 'n risiko van tot 13% vir permanente rugmerg-iskemie. Dis 'n fancy woord vir skade wat tot verlamming kan lei. En boop dit alles, tot 8% van pasiënte se niere kan ingee, wat dialyse beteken. Hierdie syfers skree eintlik vir 'n beter, veiliger manier. En daardie beter manier het gekom. Dit is presies waar ons binne na buite revolusie in die prentjie kom, 'n ware deurbraak wat alles sou verander. Die analogie hier is perfek. Dis soos om 'n gebarste waterpyp onder 'n straat reg te maak, maar van binne af, sonder om ooit die teertat oop te grawe. In plaas daarvan om die hele borskas oop te sny, werk die chirurge nou deur klein insnydings, gewoonlik in die lies, en hulle navigeer met kateters reg binne in die bloedvatstelsel. Die stukkie towerkuns wat dit alles moontlik maak, dis die stentbuis. Wat is dit? Dink aan 'n stofbuis wat deur 'n fyn metaal raamwerk, 'n stent, oopgehou word. Hulle stuur hierdie opgevoue buis na die presiese plek van die aneurisme en maak dit dan oop. Dit skep 'n splinternuwe, versterkte pad vir die bloed om te vloei en die swak, uitgebulde deel van die slagaar word basies uit die stelsel gesny, sonder om dit fisies te verwyder. OK, maar hier's 'n goeie vraag. Wat gebeur met al die belangrike sytakke wat van die aorta afloop na jou organe toe? Jy kan hulle mos nie net toemaak nie, né? Wel, dis waar die ontwerp regtig slim raak. Hulle bou pasgemaakte openinge. Hulle noem dit fenestrasies of venstertjies en selfs klein buisies of takke in die hoofstent in. Dit verseker dat die bloed steeds na kritiese plekke soos die niere en die ingewande kan vloei. Dis regtig 'n ongelooflike stukkie presisie ingenieurswese. So, ons het hierdie briljante tegnologie. Maar hier's die ding. Elkeen van ons se anatomie is uniek. Jou supersnelwegse uitleg is anders as myne. So 'n one-size-fits-all benadering gaan nie werk nie. En dit bring ons by die volgende deurslaggewende deel, die pasgemaakte oplossing. En dis die groot vraag, is dit nie? Hoe op aarde bou jy 'n unieke onderdeel vir elke unieke pasiënt? Want soos ons gesê het, elkeen se aorta en die are wat daar uitkom, is soos 'n unieke padkaart. Wel, dit blyk daar is basies 3 maniere om dit te doen.
Eerstens, die chirurg kan die toestel self aanpas, daar in die teater net voor die prosedure begin. Dis die deur die geneesheer gewysigde opsie. Dan kry jy die top van die lyn opsie, 'n toestel wat van niets af presies vir een spesifieke pasiënt gebou word. Die nadeel, jy wag so 6 tot 8 weke daarvoor. En laastens, vir die meer algemene gevalle is daar van die rak af modelle. Hulle is gestandardiseerd, dadelik beskikbaar en werk vir so 60% van pasiënte. Goed, so ons het die ou manier en die nuwe slim manier. Nou is dit tyd vir die groot stryd tussen die metodes. Kom ons sit hulle kop aan kop en kyk wat die data sê. Want soos hulle sê, die data lieg nie. Reg, so in die een hoek het ons ook chirurgie, die tradisionele groot operasie. In die ander hoek het ons 'n hibridiese herstel, dis 'n mengsel van die ou en die nuwe tegnieke. En dan die hoofaantrekkingskrag, VBVAR. Dis die tegniese naam vir daai volledige endovaskulêre benadering met die pasgemaakte venstertjies en takkies waarvan ons gepraat het. Kom ons kyk wie wen. En hier is die uitslaa. Kyk net na hierdie tabel van 30 dae komplikasies. As ons kyk na mortaliteit, die risiko om te sterf, spring FBIVR uit met 'n ongelooflike lae 0 tot 5%. Vergelyk dit met oop herstel se juislike 4 tot 20%. Dan rugmerg-iskemie. Weer, FBIVR is baie laag op 0 tot 4% en vernierversaking. FBIVR sit op 1 tot 5%, terwyl die ander metodes rondom 8% is. Die verskil is nie klein nie, dis dag en nag. En as die tabel dit nie duidelik genoeg gemaak het nie, kyk hier. Hierdie grafiek wys dit in een oogopslag. Jou risiko om binne 30 dae te sterf met oop herstel is 3.6 keer hoër as met FBIVR. 3.6 keer. Dis 'n enorme verskil, veral as dit oor lewe en dood gaan. So die slotsom is eintlik baie eenvoudig. Die totale endovaskulêre benadering, daardie FBEVR tegniek, bied 'n duidelike, onmiskenbare en baie belangrike oorlewingsvoordeel, veral in daardie kritieke eerste paar weke na die operasie. Dit is 'n absolute game changer vir pasiënte. Okay, so die tegnologie wat ons vandag het, is al klaar amper soos iets uit 'n wetenskapsfiksiefliek, maar dit stop nie hier nie. So waarheen gaan ons van hier af? Kom ons loer 'n bietjie in die kristalbal en kyk wat op die horison is vir die toekoms van chirurgie. En die toekoms lyk ongelooflik. Ons praat van robotiese kateters wat 'n chirurg met 'n joystick kan stuur vir millimeter perfekte akkuraatheid. Stel jou 'n GPS vir jou are voor. Dis basies wat elektromagnetiese navigasie is en dit verminder die hoeveelheid ekstraalbestraling wat nodig is. En dan hierdie een, veseloptiese beelding. Dit beteken dokters kan 'n lewendige 3D-prentjie sien van wat hulle binne in die liggaam doen, sonder om enige ekstra's te gebruik. Dis nie meer die toekoms nie, dis tegnologie wat nou ontwikkel word. So, dit los ons met 'n laaste groot vraag. Hierdie tegnologie laat ons toe om die menslike liggaam te navigeer en te herstel op maniere waarvan ons 20 jaar gelede net kon droom. As ons dit in ons are kan doen, watter deel van die medisyne, watter ander siekte gaan volgende deur so 'n revolusie gaan?